So ek en jy, voor ons by die identiteit en die karakterwêreld uitkom, moet ons natuurlik eers die belangrike vraag wat gevra word oor denke en emosie gou hanteer, dat ons dan net daai konteks kan verstaan. Die konteks tussen die orde wat moet plaasvind, die orde wat God bepaal het wat moet plaasvind, die denke bestuur emosie en emosie bepaal gedrag op die einde van die dag. So, dit is ons sielsvlak wat ons ook hanteer het in die eerste reeks, en jy kan gerus daarna gaan kyk. So die sielsvlak beteken maar net dit wat ons dink, voel ons, hoe ons voel, tree ons op. Nou as ons funksioneel dink, dan loop die goed natuurlik vir my en vir jou mooi, want ons emosie is rustig, ons tree daarvolgens op. As ons disfunksioneel dink, as ons nog vasgevang is in die wêreld, soos die wêreld toe ons gebore is, die eerste dag. En toe ons gebore is, toe sit ons 'n fenominale bek op, om te kenne te gee, ons is nie tevrede nie. En ons het die verwagting dat die wêreld nou moet begin hardloop en vir ons die gemaksone gee. Wanneer ek en jy nog vasgevang is in daai wêreld wat in reeks 1 beskryf is, dan kan ek en jy onsself in die moeilikheid kry, want ons draai die orde om en God is 'n God van orde. Ons wil dat emosie vir denke sê wat om te doen. En dis bitter gevaarlik. Want emosie is eintlik maar onbeheerst, hy is onvoorspelbaar, en ons moet baie versigtig wees vir ons emosie. Nou ek wil vir jou verduidelik aan die hand van 'n storie om dit vir jou maklik te maak. Jy gaan stap met 'n hond, en as jy nou die hond het, kry jy die prentjie, jy dalk nou maar 'n hondjie, en dan gaan stap jy daar met jou hondjie, en voordat jy gaan stap, het jy die dissipline, belangrike woord. Jy stel die leiband aan jou hond se nek, en jy gaan stap af in die straat. En so 3 huise verder dat jy stap, is daar 'n ambisieuse hond wat teen die hek kom spring, jou buurman se hond, en hy wil daarom ook net wys, hy is ook nog in die buurt. En omdat jou hond aan 'n leiband is, kan jy natuurlik die situasie bestuur, want die hond se natuur skop in, veg of vlug. Maar jy kan dit stop, omdat jy gedissiplineerd was om die leiband aan te sit. Jy gaan stap om die blok by jou hond, en jy kom by die huis, en niks gebeur verder. Maar baie keer sit ek en jy in 'n posisie waar ons dink, maar ons hondjie is kalm, en ons hond is geleerd, en ons hond is 'n oulike hond, en ons het soveel ambisie vir ons hond, en dan gaan stap ons met die hond, sonder om 'n leiband aan te sit. En wanneer ek en jy verby die buurman se hond, sy huis stap, en sy hond het natuurlik hierdie aanslag, dan skop die hond se natuur in, en dan gaan die hond of veg, of hy gaan vlug, en maak nie saak wat die hond doen nie, dit gaan 'n impak op ons lewe hê, 'n negatiewe impak. Nou dis hoe denke en emosie werk. Jy as individu moet altyd denke gebruik, die leiband, om emosie te bestuur. Jy moet altyd die leiband gebruik om die emosie se nek te sit, sodat wanneer emosie se natuur inskop, kan jy dit bestuur. Wanneer die wêreld hier buite crazy begin raak, en hulle begin op my en jou blaf en skree, en hulle wil ons vreesbevange maak, dan kan ons daai emosie beperk, want ons het die leiband aangesit. Ons het die dissipline gehad om elke keer die leiband te sit aan emosie. Dan kan ons emosie bestuur. Maar as ek en jy dink ons emosie is nou kalm, en niks gaan gebeur nie, en 2 dae later af in die pad het ons versuim om die dissipline te hê om emosie wat 'n bepaalde natuur het te bestuur. En as dan 'n voorval in die huis, of 'n voorval by jou werk, of tussen jou en jou kinders of familie, dan skop die emosie se natuur in, en hy gaan veg of vlug. Dis wat hy gaan doen. En dan is dit so 'n bietjie minder aangenaam, maar 'n moeilike situasie op die einde van die dag.
So die eerste ding rondom denke en emosie is, ons moet altyd die leiband denke aan emosies en exit om te bestuur, al is hy nou kalm. Ons moet altyd voorkomend optree, ons moet altyd paraat wees op emosie, want hy is onvoorspelbaar. Die tweede scenario in hierdie vraag wat ek graag wil beskryf is, wanneer mense met hulle hond gaan stap en jy weeg dan nou dame 49 kg en jy gaan stap met 'n boerboel wat dan nou 90 kg weeg en die boerboel het nou sy leiband aan, maar as die boerboel se natuur nou inskop, dan het jy nou nie 'n vreeslike keuse nie, hy sleep vir jou rond, want hierdie boerboel is bietjie groter as jy. Dan is dit natuurlik net soveel chaos. Maar daar's 'n oplossing, en die oplossing is bitter eenvoudig. Wanneer jy gaan stap, vra iemand om saam met jou te stap. Kry 'n ondersteuning dat sou die boerboel se natuur inskop, is daar iemand wat jou kan help om die boerboel te bestuur. Want hy het 'n natuur. So ek en jy moet verstaan, dis belangrik dat ek en jy baie keer in 'n sekere area van ons lewe met 'n boerboel emosie sit. Een wat so 'n bietjie groter as ek en jy is. Een wat ons so 'n bietjie kan oordonder, al sit ons vir 'n leiband aan, al dink ons gaan hom kan bestuur, hy gaan ons oorheers. Kry net iemand wat jou kan ondersteun daarin. Kry net iemand wat jou kan ondersteun hoe om daai emosie te bestuur, totdat hierdie emosie natuurlik rustig geraak op die einde van die dag. Dis so eenvoudig dit eintlik moet wees. Maar ons verstaan nie altyd die konteks van die orde wat God bepaal het, en ons raak baie keer so bietjie onverantwoordelik, en dan wil ons emosie groter eer gee as wat hy eintlik toekom, maar hy bly onstabiel. Hy bly onstabiel in bitter baie omstandighede van ons lewe. Nou in konteks van die emosie en die denke wat ek nou vir jou verduidelik het, as ek aan jy die dissipline het om ons denke te vat, om ons emosie te bestuur, of as ek en jy nie weet hoe om te dink nie, dan kry ons vir ons iemand wat net vir ons kan ondersteun hoe om die denke reg te kry, sodat ons die emosie kan bestuur, dan is die gedrag goed, dan werk die sielsvlak goed vir my en vir jou.